Hallo en welkom by ons nuwe reeks waar ons deur die boeke van die Bybel kyk en ons leer waaroor gaan dit. En vandag leer ons waaroor gaan Exodus. Ons het in Genesis geleer dat na Josef Egipte toe was en daar was 'n drought en sy broers kom om gevoed te word en hulle kom bly in Egipte en so vind ons onsself dan as ons onsself as die kinders van Israel sien of die Israeliete of Jakob se kinders, dis ons onsself in Egipte vind. Nou kom ons by Exodus uit, wat begin dis so 430 jaar na die gebeurtenis van die einde van Genesis, na Josef en Jakob. So na Jakob se familie in Egipte vind, 430 jaar later. En in hierdie tyd, in die 430 jaar, het die Israeliete hulle identiteit verloor. Hulle is nie meer wie hulle wil wees nie. Dit is nie in daai sin God se mense nie, want hulle vind hulle self in die Egiptiese ryk, waar hulle die Egiptenare, nie sê moet volg nie, maar in 'n sin is hulle Egiptenare. Maar hulle is ook nie Egiptenare, hulle is net Egiptenare want dis waar hulle self vind. So hulle probeer nog steeds aanhou in hulle identiteit as Israeliete, as God se covenant volk, maar dit is moeilik, want hulle is nie in 'n plek waar hulle toegelaat is om dit te laat gebeur nie. So hulle word slawe. Hierdie mense van Josef, wat high ranking official is, sy familie, die Israeliete wat ingekom het, word slawe in Egipte. En die hele storie, of die hele bedoeling rondom Exodus, of veral die begin van Exodus, sien ons dat daar nog steeds 'n deliverance plan is van God se kant af. God het nog steeds 'n plan vir sy mens. Al lyk dit nie so nie, al is hulle 430 jaar in Egipte. Dis waar ons in Jeremia onsself vind, waar die Here sê, ek weet wat se planne ek vir julle het, sê die Here, planne vir voorspoed en nie teëspoed nie. So binne hierdie moeilike tyd, sê die Here, ek sal weet nog steeds wat my belofte is, wat ek aan Abraham gemaak het, om julle my volk te maak. En die mense obviously kan nie verstaan hoe dit kan gebeur nie, want hulle is nie eens hulle eie volk nie, hoe kan hulle God se volk ook wees? So ons sien God se deliverance plan nog steeds deur Exodus. Hulle is slawe, maar die Here wil hulle vrymaak, hy wil hulle eie identiteit weergee. So hulle gaan van die Here deliver hulle van slawe na vryheid toe. Maar in hierdie vryheid, ongelukkig sien ons dan ook hulle rebellion, waar hulle teen God rebelleer. En dit is wat ons in Exodus sien. Exodus gaan oor die deliverance van God in kontras teenoor die rebellie van die mens. Hoe God bly die mens wil red en hoe die mens bly rebelleer. En Exodus gaan ook grootendeels oor die Joodse identiteit, die mense van Israel se identiteit, hoe die Here hulle identiteit wil herstel en behou van wie hulle is. Wie is hulle? Hulle is God se uitverkiesde volk. Die volk deur wie God gekies het om, onthou ons het gesien in Genesis, hoe die Here gaan begin deur Abraham, so dis die volk deur wie God besluit het, ek gaan weer oorbegin, en ons sien later in die Bybel, en daai oorbegin lei ons nie na 'n spesiale groep mense nie, maar daai oorbegin deur Abraham, Isak en Jakob lei ons na 'n spesiale mens, nie mense nie, en daai mens is dan Jesus. Maar ons moet nog by Jesus uitkom. So ons sien dat die Here die Joodse identiteit of die Israelitiese identiteit wil behou en herstel. En hoe doen hy dit? Die enigste manier hoe hulle dit kan doen is om uit Egipte uit te vlug, deur to exit, to the exodus of people uit Egipte uit. Die exodus van God se volk uit Egipte uit na die beloofde land wat die Here aan die mens beloof het. So en in die eerste 10 hoofstukke sien ons dat dit gaan oor hoe die
hoe die Israeliete moet lewe. Want onthou hulle identiteit is belangrik. So om daai identiteit te herstel en behou, gee die Here vir hulle reëls oor hoe hulle moet lewe om God se volk God se volk te wees. In ander woorde, die Here kom na die Israeliete toe en hy sê, alright, julle is my mense, maar julle moet soos my mense lyk. Julle kan nie meer lyk soos die Egiptenare nie. Julle moet anders wees. Ek gaan vir julle 'n nuwe identiteit gee, maar julle het ook 'n rol om te speel om hierdie identiteit te behou en dit is hoe julle moet lewe. En dit sien ons deur die begin van reëls van hoe om te lewe wat dan die 10 gebooie is. Ons gaan later daarby uitkom, maar in die eerste plek, hoe kry die Here Egipte uit sy mense uit, is om deur sy mense uit Egipte uit te bring, en daar roep hy vir Moses, en hy kies Moses as die mens deur wie hy die volk uit Egipte uit wil lei. In Numeri gaan ons sien hoeveel van daai mense daar eintlik is. Vir nou is dit net belangrik om te weet dat dit gaan oor God wat sy volk uit Egipte uitbring deur Moses, en hy praat met Moses, hy roep vir Moses. Moses glo nie hy is goed genoeg nie, en die Here sê, ek maak jou goed genoeg. So net soos wat ons in Genesis gesien het, waar die mens verhef word, is daar failure, maar waar God verhef word, is daar oorwinning en dan sukses of dan vrug. So die Here sê, ja Moses, jy is nie goed genoeg nie, maar ek maak jou goed genoeg. So die Here word weer verhef, omdat Moses nie verhef kan word nie, want hy is nie goed genoeg nie, hy is nie eloquent nie, hy kan nie praat nie, en hy sê dit vir die Here, en die Here gee vir hom Aaron, om hom te help as sy spreker dan. En Moses gaan, en hy glo die Here, dit is die Here se plan, en die Here wil die mense uitlei, so die eerste ding wat hy moet doen is, hy moet na die Farao toe gaan, om vir die Farao te vra om sy mense te laat gaan, die Israeliete, en die Bybel leer vir ons, die Here maak die Farao sê nee, en die Here maak sy hart, sodat hy dit nie kan doen nie, en dit is 'n teologiese ding op sy eie, maar die realiteit is, ons moet glo dat dit is die realiteit, dit is wat gebeur het, hy het nee gesê, en op grond van sy reaksie, het die Here sy hart gemaak, sodat hy die nagevolge daarvan kan dra, en die nagevolge daarvan was die 10 pla. En hoekom 10 pla? Want Farao het bly nee sê, totdat die laaste pla gekom het, waar die seuns doodgaan, en Farao sê, okay, leave, go. En die mense gaan uit, maar hy verander sy mind, of dit was nooit sy plan nie, en hy stuur sy soldate uit om hulle te gaan volg, om hulle dood te maak, of dan terug te bring, en so kom die mense van Israel voor die see, en hulle kan nie vorentoe gaan nie, daar is 'n see, hulle kan nie agtertoe nie, daar is 'n weermag, en die Here sê weer, okay, kyk wat ek kan doen, maak my, verhef vir my, en enigiets is moontlik, en hy maak die see oop, en hulle gaan deur die see, en die soldate van Egipte word in die see vervang, en so gaan hulle aan, en so kom hulle by Mount Sinai uit, die berg van Sinai, en Moses kry die 10 gebooie, en dit is die eerste stap, of dan die eerste teken van 'n nuwe wet, 'n new way of living, dis die eerste teken van die nuwe identiteit, of die herstelde identiteit wat God vir sy mense Israel gee, en in daai tyd bou Moses ook 'n tabernakel, die Here gee vir hom die opdrag, hy bou die tabernakel, en 'n tent is wat dit was, maar hierdie tent, die tabernakel was nie net 'n tent waar die mense bly nie, dit was die tent van ontmoeting, dit was die plek waar God is, dis die plek waar hulle die mens vir God kan vind. So ons sien weer, in Egipte was die Israeliete, hulle het onder die Egiptenare geval, maar nou is hulle vry mense, en hulle val nou weer onder God, en God sê, en nou met julle identiteit as my volk, sal ek by julle wees. En Moses maak die tabernakel, en dit is die plek van ontmoeting, dit is die teken weer eens van God met ons, en dan sien ons in die Nuwe Testament, hierdie is 'n foreshadowing van 'n mens wat gaan kom, en ook God met ons gaan wees, Immanuel, Jesus. So ons sien, dat van die begin af, wys alles van God se plan na Jesus toe, en as gevolg van die mense rebellie. En
ongelukkig na dit sou ons gedink het, okay, nou het die mens sy les geleer, maar die mens bly rebelleer, hulle heg nie hierdie identiteit aan hulle vas nie, en die Here sê, okay, ek gaan vir julle 'n klomp ander reëls moet gee, as gevolg van julle rebellie, en dit bring ons dan by Levitikus. So, waar gaan Exodus? Exodus gaan oor die Israeliete wat hulle identiteit as slawe vind, en die Here sê, ek herstel julle identiteit as my mens, bring julle uit Egipte uit, ek wandel weer saam met julle, die mens kry reëls van hoe om hierdie identiteit uit te leef, hulle bou 'n tent en God is weer by hulle, en ongelukkig sien ons dan weer eens die mens rebelleer, en die Here moet die volgende stap neem om hulle te help om reg te lewe, en dit is wat ons by Levitikus uitbring.